Dankie Vader vir hierdie oggend. Dankie vir elke boeta. Dankie vir u groot genade. As ons net na u genade kyk wat so groot is, alles wat u elke dag doen, dankie net vir gehoorsame faithful brothers. Dankie vir die werk wat Kobus doen en hoe hy hom lei, Heilige Gees, dat ek sommer bid dat hy hom stuur net op plekke wat hy op die regte tyd op die regte plek is. Align hom onder die troonkamer in die derde hemel en bring hom in perfekte harmonie met die bloed van Jesus. En dat hy getuie is van die opstaaningskrag en van die bloed en die vrygemaakte lewe wat ons het in Yeshua Mashiach. Dankie vir Dirk, vir sy gehoorsaamheid, faithfulness, elke oggend net op sy fiets te klim en hiernatoe te ry. Ander wat motors het wat nie eens bereid is om disipelskap toe te kom nie. Miskien dink hulle dit nie nodig om te ontvang nie, maar as u wat die woord bring, Heilige Gees, maak ons harte oop, dat ons dit sal ontvang, onverganklike saak. Dankie ook vir Graham en vir Chris, dankie vir Graham, vir broederskap, vir fellowship, dankie Vader, dat ons mekaar dieper kan leer ken in gees en in waarheid. Ek bid vanoggend die bloed van Jesus oor hierdie woord, dat u dit sal vasmaak in ons harte. En ons eer u, dankie vir Shaul, dankie vir die pad wat u gevat het, maar dat hy nou onder die plumline is, waarvoor hy hom geroep het in sy skraal, om uit te gaan en verlore siele in te roep, dat u hom daarvoor geroep het, terwyl hy nog 'n klein seentjie was, maar dat u dit nou kom openbaar het, en dat daai kragtige werking van die Heilige Gees, elke dag sommer deur sy hande gaan vloei, daar wat hy mense aanraak, dat dit sommer genesingskrag sal bring, en verandering in hulle lewe. En ons loof en ons prys in hierdie uur waarin ons leef nou, hierdie uur waarin ons geroep het, ons prys in die naam van Jesus. Thank you Lord, amen, amen. So terwyl ek net so bid, ervaar ek net dan, ons besef nie hoe bevoorreg is ons, om in hierdie uur, jy moet dit ons van elke minuut besef, om in hierdie generasie te wees. Daar's 120 generasies, ons is die 120ste generasie. We are the last one. Want hy sê vir, ek het sommer net hierdie Bybelse Matzerot, as jy hom kleiner maak, dan sê hy, hierdie sê vir jou, hierdie is die tabernakel. So, my vraag, terwyl ons daar staan, the tabernacle in the heavens. Toe Johannes die doper het die koms aangekondig, maar voordat hy die koms aangekondig het, wat het die eerste koms van Jesus aangekondig? Die ster. The heavens proclaim the glory of the Lord. So, my vraag is hulle die eerste keer dit aangekondig het, dan gaan hulle die tweede keer weer aankondig, dat hy gaan terugkom. So, dit is, ons verstaan nie hoe groot is daai Matzerot. Jy verstaan nie hoe groot is die Matzerot nie, want wat ons noem die wyse manne is eintlik astronomers wat uit Babylon uitgekom het. En dit hulle 2-3 jaar gevat om te loop en hy ster te volg. So daai selfde ster kom in alignment en dan kondig hy 'n koning aan. Dit is as jy die boek van Jasher lees, en daai selfde ster verskyn met Abraham, en dit is hoekom Nimrod agter die kinders was om die koning dood te maak, want hulle het Abraham as 'n koning gesien. En dit is nou 'n ander gedeelte tussen die lyne wat jy moet lees. As jy nou wonder oor die boek van Jasher, wie van julle het al gehoor van dit? Jasher. So Jasher kry jy in, net om julle te sê, hierdie goed is nie, wat ek nou van praat, is nie unbiblical nie. Joshua 10:13, kom ons kyk op, ek wil net julle iets wys. Joshua 10:13. As hy nie authenticate is nie, of nie gewaarmerk is nie, sal dit nie staan nie. And the sun stood still
And the moon stayed, Joshua 10:13, until the people have avenged themselves upon the enemies. Is this not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, hasted not to go down about a whole day. So terwyl ons daar is, so as Joshua autoriteit gehad het, to align. Hy het alignment gebring. En die son en die maan en die sterre. So, al wat ek probeer sê, kom ons dink net vir 'n oomblik. Wat se autoriteit is in ons gegee? Alles. Ja. Alles. Ja. Maar kyk om wat 'n gehoorsaamheid en autoriteit het Joshua inbeweeg. toe die ander Israeliete rondom die tent geloop het en gekwarrel het hy op sy aangesig in die tabernakel gelê, by die tent of the meeting. Het hy daar gelê en wag. En God het hom daar voorberei op sy aangesig, dat hy autoriteit kan hê om die son te command. Sun stood still. Sun stands still in the heavens. Hy het my net kom stil staan. So, ek dink baie keer verstaan ons nie, maar jy gaan nie autoriteit ontvang as jy niks doen nie. As jy net die bank gaan warm sit, gaan jy nie. So, faithfulness is wat God soek. Hy soek 'n faithful heart. En hoekom ek dit net noem, is die volgende, wat ek gesien het oor tyd is, hy gebruik jou vir 'n seisoen, soos hy gebruik vir Kobus vir 'n seisoen om te bid vir mense. En dan gebeur daar sekere tekens, maar die eerste dag wat hy uitgegaan het, dieselfde goed nie gebeur, dieselfde autoriteit is nie in hom, daai tyd wat daar nou in hom is nie. So jy increase in jou mantle through faithfulness and obedience. Increase jy die kapasiteit in jou mantel. So, hoe meer hy ingaan, hoe meer hoor jy die stem, hoe meer beweeg jy waar jy gaan, en hoe meer jy die autoriteit sien, dan stop dit, en dan gaan jy amper in 'n pause in, want ek glo dit werk ook in 7-year cycles. Dan pause hy dit, het voel dit of jy stil staan, jy is, jy gaan nêrens heen nie, maar dis wanneer hy jou in rus sit, vorm. Ja, in vorm, om jou na die volgende cycle toe te vat. En dan is dit jou promotion na die next cycle. Luke 24:49. Tarry until you receive power from on high. Ja. Dit herinner my van 'n storie van wat ons vir my vertel het van Tommy Hicks. Ja. He went in for 40 days, prayer and fasting, nothing happened. Ja. He was seeking the face of God. Then he comes out, he strengthens his body a little bit, and he says, Lord, I'm going in again. I'm not stopping till you touch me. Ja. Goes in again 40 days, nothing happens. He comes out, strengthens his body, eats a little bit, and he says, Lord, I'm going again. And then in that third 40 days, an angel comes to him and says, my name is Healing Rain. Now go to Argentina and tell them and ask for a man, Juan Perón. Nou, om die storie kort te maak, dit was die president van Argentinië gewees, en hulle het die gospel, hulle het enigiets wat met Jesus related is, toegemaak. Hy gaan toe en hy vra en hy sê, do you know who you are asking for? Hulle vat hom toe, hulle bring hom voor 'n soldier, en hy soldier sê, ek is so sy right hand man. As jy by hom wil uitkom, moet jy eers verby my kom. Ek is siek met al hierdie siektes en ek's op hierdie medikasie en wat. Toe sê hy lig op jou hande en hy Tommy Hicks bid vir hom. Healing Rain. En hy sê in die naam van Jesus, power of God. Slaan daai ou staan op, hy's genees. Volgende dag sit hy met die president. Daai president maak die hele Argentinië vir hom oop met stadions wat vol met mense gepak is. Dat die salwing so sterk was wat hulle net aan die mure van die stadion geraak en dat mense genees, rolstoele, krikke, met hulle moes hulle met trokke weggery.
Daai goede gaan terugkom. Ja, het moet. Amen. Groter. Amen. Ja, Groter. groter. Ja, Ja. dit gaan terugkom. Vriend. Ja. 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 We're working towards that. Ek sien ek stap vanoggend daarin ek en Barend in Chris. En Willie is daar besig. Willie kom al 3 uur die oggende in. Maar die Heilige Gees praat op 'n aardige manier met hom. Partykeer moet jy weet wanneer nou weet jy daar's 'n anointing op hom en hy het 'n encounter deur die nag gehad. Hy praat altyd van Papa Vader. En hy sê Papa Vader het vir my gesê dat elke woord wat ek in jou plaas sal gebeur as jy dit glo. Maar ek voel net daai anointing is so op Willie vanoggend daar en ek los hulle daar sê nee, hulle aangaan. Maar die goed skuif, ons is in daai tyd. There is a separation coming now. Between the lean sheep and the fat sheep. Skape van skape. Ek het dit baie gesê, maar dis nou. In the body of Christ. Amen. En God is besig om sy bruid hy kan nie die bruidegom kan nie reg wees en dan lyk die bruid net so nie. Sy's val nie. Sy's nie reg nie. Sy moet voorberei word en al wat haar kan voorberei is die Heilige Gees. Amen. Niks anders nie. Sy nie die Holy Spirit. Nee. Amen. Kyk gou hier, ek wil gou vir jou wys. Hierdie ou het gebrand. So, einde. Sien jy? Ja. Toe bid ek vir hom. 22 dae te gaan werk hy. Die dokter staan en al, hulle sê dit het nog nooit gebeur nie. Hulle weet nie wat het hier aangegaan nie. Hoe en hy's voor dit nogal gesond, né? What? Dit het hom net release, is gesond. Daai was seker amper, dit was seker soos naby aan 3 graadse. Ja. Want ek onthou toe ek bietjie jonger was, toe val ek met die motorfiets, toe lê die exhaustpyp so op my been. Lank. Ek dink dit het soos 2 maande gevat Ja. vir haar om heeltemal te genees. Nee, 22 ek het days. verlang so met 'n ding geloop en ja. Ewen die merk is nou nog wat. Amen. Kan Ja. ons is besig met ek wil oor iets praat met julle. Jesus, thank you. Kom ons hoor wat sê. Chris op die groep. En ek hoor wat sê die sinner's prayer. Kom ons begin daar. Die sinner's prayer. Waar staan dit in die skrif? Waar kom dit vandaan? Matthew 10, no, 10. 1:19 you have to repeat. If you confess with your mouth and believe in your heart. Ja, maar waar kom dit? Romans, Maar waar kom daai hele gedeelte? well, Romans 10. So I've heard a lot about the sinner's prayer. But soos wat Willas altyd sê, is you don't necessarily see that sinner's prayer exactly like we do it in the Nee. Bible, Nee, but you do see a lot of sinners praying. nee, jy sien nie daai sinner's prayer soos daai. Maar alright, my vraag is dit in die Bybel? Ja, Of is dit daar dele in die Bybel wat ons gaan bymekaar sit? Maar soos vanmôre se skrif sê in Johannes 3 vers 7 waar sê maar salvation is in Christ. Dis nie Nee, jy kom is sê so. maar salvation kom deur Jesus. Ja, ek weet, maar nou gebruik ons dat. Maar nou is daar 'n Jy gedeelte. moet sonder bely, maar jou redding is in Christus. Ja, maar nou is daar. dit mos nie aan Ja. alleen. Kom ons kyk. Almal sal jou redding sien. Kom Want confess jy maar Christus is dan nou nie daar nie. Jesus says, if you confess me in public, I'll confess you before the Father. Ons moet bely. Ons amper soos Ja, soos jou sonde is, het ek bely teenoor die Here. En soos teenoor mense as jy hulle nagekom het, waar hy sê maar moenie daai kwaad in die fees sê, moenie daai kwaad daaroor gaan nie.
sê sommer myself daar as mens jammer, maar baie mense aanvaar nie daai nie. Dit is vir hulle nog Grieks en Hebreëus en nog 5 maande voor jy sê, sorry, ek vergeet nie. Maar daai spesifieke confess is om hom te confess as jou Here en jou Salig. Ja, Dit is nie noodwendig om jou as ons byvoorbeeld met mense bid, ja, daai Romeine 10:9 Ja. sê jy moet hom aanneem. ja, Want confessing. Jesus het gesit in voor al sy disippels en hy het gevra, "Who do men say that I am?" Toe sê hulle soms sê jy is Johannes die Doper, soms sê jy is Jeremia, soms sê jy is die, maar toe vra hy, "Wie sê jy is ek?" Want dit is 'n persoonlike besluit wat jy maak. Toe sê Petrus, "Maar jy is Ja, the Christ, the Christ, the Son of God." En toe sê hy, toe rebuke hy hom nie dat hy dit gesê het, maar hy sê hierdie was gereveal deur die hemel, deur die Vader Ja. vir jou. So daai confess wat Paulus van praat in Romeine is nie ons moet sondes confess initially en repent initially, maar daai confessment is om Jesus as jou Here aan te neem, om te sê ek maak vandag 'n besluit om hom te volg. So dis daai confess wat hulle daarvan Maar so generation curse is soos 'n belydenis teenoor die Here, dis nie teenoor mekaar nie. Ja, maar hierdie is nou iets hierdie is nou iets Van Heeltemal. repentance, dat jy kan repent, maar dan jy nog generation curse vind. Ja, Soos jy maar sê, dit jy is, moet ja, gaan Ja. leer. dis Dis iets so Paulus anders. gesê ook, hy was nie heeltemal, wow, dis nie skoon nie. Nee, hy moet ook nog confess en sê, Here, ek sukkel nog met hierdie. Ja. Dan kom die Here en kom maak jou vry, want jy's nie eens eie ryder nie. Dit is nie 'n curse, daai is nie 'n curse daai. Dit kom net in by renewing your mind. Renewing your mind, ja. That's it. Want ek sien baie keer onthou as jy jou hart vir Jesus gee, dan is jy gered, jy is skoon gewas, as jy daar moet sterf, dan gaan jy hemel toe gaan. Ja, as jy glo. Maar ek glo daar's 'n pad van sanctification vir jou om op aarde 'n dieper wandel met die Here. En Amen. dis nie noodwendig dat hy as jy confess dat hy nie weet van daai goeters nie. Maar dis meer vir jou om meer oop te wees. Onthou toe ek en my vrou begin uitgaan het ek nie aan die begin vir haar alles vertel van my, maar hoe langer pad ons gestap het, hoe meer het ek vir haar openbaar, okay, my ma en my pa was geskei, my pa is homoseksueel, die, maar dit het ek nie die heel eerste date vir haar gesê nie, want dan is dit al weggehardloop het. Maar hoe meer jy 'n dieper pad met haar stap, hoe meer voel jy nou gemaklik. So ek dink die Here wil kom en hy wil jou so op 'n plek van gemak bring waar jy gemaklik is om te sê papa, waar jy gemaklik kan sê boetie, waar jy gemaklik is Heilige Gees, my beste vriend. Jy weet alles van my, ek maak myself oop. En sodra jy dit doen, dan is dit nie noodwendig jy wat nog vergifnis vir dit moet kry, maar dis meer jy wat in 'n dieper wandel met hom begin stap. En die belangrikheid van dit is hoe meer jy dit verstaan, dit verander niks aan die Here vir jou. Die Here is altyd 100% vir jou. Dit verander jou verhouding oor hom om te ontvang. Verstaan jy? Want as jy nie if you criticize yourself, if you know you've got all the sin, jy gaan nie die vrymoedigheid om in sy teenwoordigheid te kom. En dis waar die vrugte, he's the vine with the branches. So if the more you walk in the sanctification, the more you get released to desire his presence more. So it's actually more for us than for him. He's 100% for you. In fact, for everyone. But I mean, if you've done something wrong, jy wil nie in die teenwoordigheid ingaan, verstaan jy? Dis hoe ek dit sien. So, ons moet in daai sanctification loop, sodat ons in die vrymoedigheid om meer en meer te wandel in sy in sy, want hy is heilig. Holy, Okay. holy. Terwyl jy praat van holy, kom ons gaan kyk, wie is hierdie God? Wat is sy karakter? Wat ons confess, en kyk of ons die Sinner's Prayer in dit insien. Nou, ek glo enigiets wat ons doen, ek sê, ek wil net iets drop by julle. Die apostels, wat het hulle gebruik om iemand na Paulus, Petrus, wat het hulle gebruik? Watter woord het hulle gebruik om mense na salvation toe te lei? Waar het hulle gekry? Was daar Matthew, Mark, Luke, John, Acts? In die Ou Testament. So wat het hulle gebruik? Die profete, Ou Testament profete. Okay, nou die vraag is, kan ons iemand nou na Jesus toe lei sonder om die Nuwe Testament te gebruik? Ja.
Dis wat Ja, maar dis ons is veronderstel om dit te kan doen. dis wat Philip met die Ethiopian eunuch gedoen Ja. het, met Jesaja. Ja. Dis so want dis die fondasie van die woord lê in die Oud. Baie kom en sê nee, die Ou Testament dis die fondasie van die woord. Nou kom ons kyk gaan na Exodus 34. Kom ons kyk wat sê die Heilige Gees vir ons vanoggend. Ready coming up on the mountain. Ons sien Moses het 2 tablets replaced. Hy was een keer op en toe breek hy dit, want die volk was nie reg om dit te lees nie. En hy staan in die gap namens die volk. Hy staan in as 'n intercessor. Hy breek die tablets of stone sodat hulle nie die covenant kan lees nie. So as iemand nie die covenant gelees het nie, dan is jy nie skuldig aan dit nie. Toe sê hy, vat my eerder uit die pad uit. So hy staan in vir 'n hele nasie. Alright, kom hy gaan weer op. Be ready in the morning and come up in the morning unto the Mount Sinai and present yourself to me on the top of the mountain. So as ons iemand na Jesus toe lei, dan moet ons hom oproep in die gees. Hy moet opgeroep word. Hy moet eintlik voor hom kom staan. So Moses het nie onder op die berg gebly nie. Hy is opgeroep. Come up and present yourself to me on the top of the mountain. Elke persoon eintlik wat jy voorbid al sonder hom af, is daar engele is om hom en dit is sy moment of salvation wat nou moet inkom, wat hy moet set apart raak en wat hy moet kan proclaim. In daai proclamation wat hy moet doen, moet hy kan confess en confess met jou mond en met jou hart moet jy glo and believe in your heart. Alright, so dis die 2 goed wat moet gebeur. Ek sal weer teruggaan na confession toe, want daar's 'n legal right wat gebeur as jy confess. Onthou net een ding, Lucifer kan nie confess nie, Satanis wil nie, dis die plek waar mense nie wil oorgaan nie. They don't want to cross that way, to confess Jesus as Lord and Messiah in your life. Ja, die antichrist en hy kry. Hulle kan nie Lord nie, want die oomblik as hy sê, you confess him as Lord, dan sê jy, hy is, dan wanneer jy geen reg het nie. Okay. And he hewed 2 tablets of stone, like unto the first, and Moses rose up early in the morning, and he went up to Mount Sinai, and the Lord commanded him, and he took his hand the 2 tables of stone, and the Lord descended in the cloud, and stood to him, and he proclaimed. En Moses kom sê, hy vra vir Vader God, hy sê, ek wil u net sien. God sê vir hom, ek kan nie vir jou, jy kan my nie sien en bly leef nie. Hy sê, I'll only show you my back part. Gaan kruip jy in die skeur van die rots weg, en ek gaan verby jou kom. So ek dink as jy hierdie woord gaan mediteer, is hy so groot. Want om te dink, God kom verby, en hy openbaar homself aan jou. En hy sê, dit is nou waar ek gaan die attributes van God hier uithaal, en hy sê, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, the Lord. Nou, wat baie interessant is, het julle hierdie gedeelte in die skrif, lees ons nie baie, wat hy sê, the Lord nie. So, dis dieselfde wat in Psalm 110 staan, wat Dawid gesê het, my Lord proclaim of say to your Lord, come and sit on my right hand. Nou hierdie, the Lord, is eintlik, is die Vader en die Seun. The Lord, wat hy eintlik hier, want dis dieselfde in Psalm 110, kom ons, ek wil net so intoe gaan, dat ek het vir julle wys, Psalm 110,
The Lord sit on my right hand and stool and say, the Lord sit in hemel judges, therefore. Ja, nou, alright. Psalm, the Lord said unto my Lord, sien julle daar, Psalm 110, vers 1. The Lord said to my Lord, Ja. sit at my right hand until I make the enemies my footstool. Ja. So hierdie is groot en wat interessant is, as God sê ek versleier dit vir die Jode, dan lees hulle nie eers in dit wie is the Lord said to my Lord. En hier kom Moses en hy sê, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, dan begin hy, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Wie het al hierdie gelees? Almal het dit al gelees. Ja. Maar ons het dit nog nooit gaan kyk wat is die openbaring van hierdie nie. Long-suffering, abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands. Daar kom Dirk in. Forgiving iniquity and transgression and sin. So, wat is iniquity? Kom ons begin daar. Ok, ek gaan dit in maklike Engels vir julle sê. So, alright, kom ons begin. Sonde is missing the mark. Dis goed wat jy elke dag doen. Transgression, the definition of transgression equals rebellion. Dis wanneer jy elke dag wat jy 60 moet ry daar een tannie kom net en sy ry 70 en sy die merk gemis. Sy kry 'n boetekaartjie. Ja. Maar hierdie man het geen gesag vir die gereg nie. Hy ry elke dag 120 hier af. En hy betaal nie sy dan gaan hy in 'n rebellion in. Ek sal hulle wys, ek sal soveel ry. My pa het geld, hy gaan die boetekaartjies betaal. Hy ry elke oggend. Dis rebellion. That's transgression. And iniquity is premeditated sin. Wat is 'n voorbeeld van premeditated? Okay, die premeditated gaan ek vir julle 'n voorbeeld sit. David met Bathsheba. Just Ja. Hy het vooraf geweet, wat doen hy met Uriah? Die Haman. Ja, yes. Hy stuur hom na die Voorlinies toe. ja. Is dit vir julle 'n voorbeeld? Is this 'n example of premeditated sin? Ja, Nee. Hy stuur hom vooruit. Hy het beplan. So toe kom die profeet Nathan by hom. En nou hierdie selfdes, daar's nie iemand wat meer in die skrif gaan bid het in die iniquity in as wat Dawid dan. Ja. Die hele Psalm 51 vat jou terug. Ja. Ja. Amen. En dis hoekom God sien hom as 'n man van my hart. Want nie oor wat hy gedoen het nie, maar waaroor hy gaan repent het. En die hart wat hy gehad het for the kingdom. Maar in Efesiërs 2 sê moet nooit vergeet waar hy vanaf kom. Nee, dis goed. Ons moet nie sê ons Nee. is nou beter, ons Nee, is nou nee. so mooi. Jy moet elke dag kyk waar jy Sê, vandaan. Ons was ook daar. Ja, maar ja, Die Ons genade ken die van God. waarheid. ja, Ja. ja. But then there's a technicality that always comes up in this conversation, depending on who you're having this conversation with, is how do you know if someone's really repented? And that grants me a little bit, Ye- because you understand. I mean, some people say they're sorry, but they haven't repented. There's a difference. Ja, maar nou kom hy by nee, dis goed dat jy repentance inbring. So daar's twee plekke wat Hebreërs 6 praat van repentance of dead works. En dan praat hy van you have to carry the fruit of your repentance. Ja. By Richie sal weet waar in die skrif staan dit. So Matteus. Ja, dit staan in Matteus. So Johannes het ook. The fruit Ja. of. The fruit of your repentance. Okay, so those are the two types of repentance. Ja, die een is dooie werke
Moes dit Baron. Die een is Dead Works, Hebrews 6, 1 and 2. En die ander een is repentance gaan altyd jou terugvat na. Jy sien die verskil is repentance without remorse is not repentance. Okay, can I split these? Ja, Matthew 3 verse 8. Matthew 3:8. Therefore bear fruit worthy of repentance. Amen. ja. And what do you call it if you admit that you're wrong? Just admitting, because Indeed. look, wrong is wrong. So Uh, I did something wrong. I admit it. Do Okay. I have to No. cry? No. I No. just honestly No. say I agree. You corrected me. I agree. What I did was wrong. Maar Ja. Holy Spirit is moet daarmee te kan of jy nie verkeerd was. No, wrong. Well, yeah, wrong is wrong. You understand? If you did something wrong, but some people don't. They say, yeah, but you must have. What's Yeah. the fruit to repentance? Don't do it again. I mean, you got to ja, understand ja. that fun, Yeah. because some people want to. But there's also levels. No, there's maybe also I'm being sensitive. no. oversensitive. There's also levels of remorse, of repentance. There's levels. You with me? Toe ek met intercession begin het ek nie 'n manual gehad vir dit nie. En toe kom ek agter nou ek was in die time slot gewees wat ek vir die skole moet bid. Toe kom ek agter en dan bid jy vir mense in die straat. Het jy al gevoel jy bid vir mense in die straat, maar jy worry nie eintlik daaroor of dit is jy bid vir dit, maar dit is nie jy het nie daai compassion nie. Ja. Jy het nie daai compassion nie. En ek is op daai plek, ek sê maar ek gaan nie intercession doen as ek nie compassion het oor iets nie. En toe sê die Heilige Gees vir my op jou aangesig. En ek lê en hy sê sien jouself as 'n klein seentjie. Ons begin by jou eerste. En kyk waar het jy seer gekry en dan huil jy oor jouself. So dit is om jou wonde eers skoon te maak. So as jy nie oor jouself compassion het nie, kon jy oor iemand anders Ja. compassion hê. Ja. So jy moet jouself sien as 'n klein seentjie en jy lê daar. En na 30 jaar 'n maand terug toe doen die Heilige Gees nog 'n dieper cleansing. So niemand is sonder hurt en pyn. Niemand het nie soul wounds. Amen. So daai cleansing moet gebeur. Maak nie saak waar jy is nie. And there's levels of dit van cleansing. Jy weet wat jy sê en as if you acknowledge, Ja. it is the gateway of healing. Ja, Because if you acknowledge, knowledge is klaar. Jy That's moet the one- instap. Ja. James 5 says, so confess. confess your trespasses to one another. Ja, Okay, when you confess it to one another and pray for one another that you may be healed. What's that? James 5. 16. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. ja. And also, why this ties into the Albert last night in Bible school was speaking about your ground, about if you got to be receptive to everything. So if your ground is rocky and stuff like that, if you're not in repentance stuff, then you're not going to be able to absorb the word. Ja. And even if you do, it might spring out quickly, or it's not going to have the deep fruit that you want. That's why this is such a critical subject. You've got to understand it, but we brush over it. Nee, dit is hoekom jy moet by jou so jy moet by jou jy moet by jouself begin en dan moet jy die kring uitvat. Dan moet jy jou vrou of jou ma of iemand as jy nog ouers het, dan moet jy hulle sien as klein kinders. So hoe kan jy jou pa vergewe? Alhoewel my pa kon vergewe wat ek moes hom gesien het as 'n klein seentjie. En hoe hy deur pyn is. En dan begin ek compassion oor hom te kry. En dan kan ek vir hom bid al het hy my seer gemaak met woorde. So you have to go back in time. Yes, like, ja. Dit is 'n Wat jy probleem deel baie. maak. Dit is 'n Ja. groot probleem en ek vat gister toe ek met hierdie ander meisietjie Ja. werk net dat wat sy vir my sê, baie vrouens ook en baie mans has got no self-esteem. Hulle het nie
selfbeeld nie, want dit is afgebreek. Jy's nie goed genoeg nie. You're a nobody. Ek weet toe ek jonk was, my pa het vir my gesê. En my motivation was daai woorde om hom te wys ek sal. Ja. En ek was eintlik gebless om dit te kon doen, verstaan jy? Ek kon net so in die gat geval het en daar gaan sit het. Ja. En gegaan het en vir drugs geval het en drank geval het, which ek ook already gedoen het. Ja. Maar ja, tot oor die waarheid uitkom, dan draai alles weer om vir jou. Dan hoor jy Jesus is lief vir jou. Ja. Hoeveel mense hoor daar's iemand wat lief is vir jou? Hierdie Ja. vrou wat ek gister gehelp het, nee. So sê die Here op my vas sê, I love you unconditionally. You're amazing. You're the apple of my eye. All your hair is numbered. He sings a song of deliverance. Die hemel het val oop gegaan. Ja. But the strange thing is the grace in that. It's like that story of the beggar, Ja. and the two sons. You with me? Ja. They hear the same story, but you took the right path. You understand? And the reporter went to both beggars and said, why did you become also a beggar? And he says, well, with a father like that, what do you expect? And then he went to the rich guy, asked the same question, why did you become a rich man? He says, with a father like that, what do you expect? So, dis genade dat ons daai, and then we must try and get other people to choose the right path the whole time, you understand? Jy sien ons harte is soil. Okay. Ja. As jy 'n boom gaan plant in hierdie grond, die grond het die vermoë om die boom te laat groei. Okay, gaan plant 'n paal. Houtpaal in die grond in. Die grond wil hierdie paal laat groei, maar hy's geseël met teer of whatever, so hy kan nie by hom inkom maar hy wil die hele tyd hierdie ding laat groei. So baie pale wat nie geteer is nie, net verrot, want die grond probeer hierdie ding laat uitsprei. So as wat jy plant in jou hart, het die vermoë om te groei. Sure. Jy moet uproot wat jy nie in jou hart wil hê nie en skoonmaak. Dis jou job. Enigste manier hoe jy 'n probleem uithaal, uproot the tree. And why is that so important? Because, like you said, you can't have compassion on others if you're not having compassion on yourself. Because we don't. If our soul is not prepared, how are we going to have the correct empathy for others and be able to? You can't give what you don't have. So everything ties into each other, and we must have that patience with ourselves and say, charity starts at home. Understand it. Baie keer vra jy vir mense vir raad. Hy kan nie sy eie huis uitsort nie, maar hy wil vir jou raad gee. Dis hoekom die Bybel sê, cursed are you who rely on men. In Jeremiah 17. Jeremiah 17. And blessed are you that rely on God. Correct. Jeremiah 17. Ja. Okay, kan ek Yes, sorry. Nee, ek wil gou vir julle ek het 13 attributes. En hierdie gaan jou skuif vanoggend as jy hierdie ontvang. Net in daai 2 verse. The Lord, merciful. Moet ons hom lees gou weer. Ja, sir. Alright, kom ons lees hom. That's 34:6. Okay, ons lees hom. Kyk hoeveel attributes kan jy hier uitkry. The Lord, merciful, gracious, long-suffering and abundant in goodness and in truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity, transgression and sin, and that will by no means clear the guilt, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the 3rd and the 4th generation. Alright. Nou, kom ons kyk hier. Ek wil nou vir julle die eerste een is volgende. God is merciful. Nou hierdie is 'n Hebreëse denke. He's merciful, even before a person sins. Dis die eerste attribute. Sy mercy kom met ander woorde. Kom ons dink net daaraan, hoeveel mercy het hy oor my en jou gehad terwyl ons in die wêreld was? So sy mercy endures forever. Maar hierdie mercy, dis wie, onthou hierdie is wie hy is. Dis sy karakter. Hy's merciful voor jy gesin het. Dink aan my en jou Barend, nee. Dan sê hy, God is merciful even after you sinned. Correct. Alright, het julle hom? Nee. Dis die tweede een. Dan is hy, lees terwyl ek vir julle neerskryf, Mighty God also is also compassionate.
sien julle daar? Okay, dan God is, wat is compassionate? Dis omgee. Ja. Okay, dis wat ek ervaar het toe ek in intercession, ek is nie compassionate oor 'n skool nie. As ek sien die ou daar op die straat, hoeveel het julle al gesien 'n ou loop daar met 'n kombers in die oggend, uit in die nag buite geslaap en jy dink, wat het hy gemis in die lewe? Maar het jy daai compassion? Alright. So, God is compassionate. ABC. Available. Alright, en dan die vierde een is, God is, Long suffering. hy's compassionate and merciful. Sien julle hom? Alright, hy's al twee. Dan die volgende, die woord ragan beteken compassionate. Dan die volgende woord wat inkom, God is dis 4, die 5de een, God is Hanan, hy is gracious, sien julle daar? Julle kan daar lees as julle wil, julle kan dit gaan soek, gracious, alright. Shows favor even to the undeserving. Ek gaan vir julle hierdie stuur op die groep. Dan kan julle dit mooi gaan skryf. Maar dis nie die is nie nog 'n punt. God is gracious. Ja, die woord Hanan beteken shows favor even to the undeserving. Al het jy dit nie verdien. Paulus. Ja. Al het jy dit nie verdien nie, gee hy nog steeds favor. Hierdie is alles karakter van hom, wie hy is. Nou, die volgende een is die woordjie ereg Ahim beteken he's slow to anger, says God is. Jy kan daar gaan kyk. Het ons al ooit aan hierdie goed so gedink, slow to anger? Gaan lees hier staan dit, he's slow to anger in hierdie vers. Ja, maar as God kwaai was, dan niemand het repentance gekom nie. Ja, dan het ons gewerk dan sê nee, hulle het op die vyand uit, Here, hulle wil u nie. Okay, nou sê die woord, die Grieks beteken, die Hebreëus beteken, he patiently waits for repentance. He patiently waits for repentance. Ek hoor baie keer as mense iets sê, dan sê hulle, ek is jammer, of ek is sorry. Sorry is nie repentance, daar's 'n verskil om te sê jammer, om te sê vergewe my. Baie keer sê iemand jammer. Jammer beteken zero. Nee, it's acknowledgement of guilt. Maar jammer sê hoe jy voel, hy moet ek verstaan ek is jammer. Maar vergewe my beteken daai persoon moet iets van sy kant af terug doen. Jammer beteken nie. Nee, jammer beteken nie hy hoef iets terug te doen nie. Ja, jy het nie bekeer nie en jammer beteken nie hy moet iets terug doen nie. As iemand vir jou sê vergewe my, dan lê die onus by hom. Maar even jammer partykeer kan net wees om vrede te bewaar. Ja. Dit is eintlik nie. Ja, In 'n Partykeer is daai woord ook important. dis nog Sorry. Ja, maar nou jy sê jy is jammer, jy was verkeerd, maar vergewe my, maar nou Ek dink aanvaar dan jy dit, wat dan? argument is ek met Sal vrou ek ook op weet. argument. Ja. Jy sê sorry, maar jy weet sy was verkeerd, maar jy sê dit sorry om vrede te bewaar. So jy acknowledge Ja, eintlik but in a nutshell, I don't think that's wrong. nee, ek is verkeerd nie. Maar Because it's the beginning of humility. but I think if it comes to God, then you should be open. But it's different points. I don't know. I feel this is a deeper subject. Forgive me. He deals a lot with it, but it's a different subject. Okay, die volgende, punt 7. Dan staan daar abounding in love and kindness. Hy's love and kindness. Nou abounding in love and kindness. This is number 7. Ja. What is abounding in love and kindness? Kindness. Die woordjie gesed. Die woordjie gesed beteken om gesed beteken love.
Maar daai woordjie love van gesed beteken overflowing, oorvloedige liefde. So sy karakter is Matteus 5 sê mos van die geseëndes. Geseënd is die wat ja. Maar hier kom hy en ons kyk net na die Vader se hart. So he's overflowing. So hoe weet jy begin meer in sy beelddraer van die seun in te kom, van Jesus in te kom. Want jy raak meer merciful, jy raak meer soos hierdie karaktereienskappe begin jy kry. Jy raak meer liefdevol, mense kan jou sien. Jy sien. Mense het goed gesteel en ek weet is hulle. Jy sê ek reg, Here, dis nie rocket science, die mense het goed gesteel. En die beste is mense wat jy ken. Ja, Maar ek kon 'n saak gemaak en ek kon dit doen. ja, Wanneer daar sê Here, ek vergewe hulle. Amen. Mercy on me. ja. So Hy partykeer, shape you, dit hy keuse. ja, Ek gaan net die polisie kry, ek het saak maak te vas. partykeer laat hy toe dat iemand iets steel om Dirk na die volgende vlak toe te vat. Fruit. Ja, om die vrug te gaan toets. En as jy nie daai toets geslaag het nie, het hy weer vir jou gebring. Ander goed gaan steel. Die dag weer. Here, ek wil hierdie goed verkoop vir die koninkryk. Ja nee, hier kom jy. Voel weg, ek moet betaal nie. Weer daar, Here, ek vergewe. Hy het gesteel by hom, nie by jou nou nie. Ja. And the sighing and weeping, and also, and I'm glad you didn't say the Lord rebuke you, because then you would have got whacked. Truth. Paddock. Kom ons hardloop deur hierdie. Handelinge 5. Handelinge 5. Okay, is julle hier? Slow down, take Ek gaan vir julle hierdie storie, julle moet hierdie goed gaan dink. Hierdie is Is it 8? nommer 8 is truth. Hier is truth, ja. Alright, het julle truth? Ja. He's fair and faithful. Ek wil deur dit hardloop en wil ek nog iets sê. He's fair and faithful. Is 8. 9. Gesed. Keeps loving kindness for thousands. Het julle hom? Love and kindness. 9 is love and kindness for thousands. Alright. Nummer 10. Forgiver of iniquity. Kyk, Dirk, hier kom jy in. Forgiver of iniquity. 10 uit 10. Forgives premeditated sins. Okay. Dan 11. Forgiver of transgressions, forgiving your rebellious sins. 12. Forgive sins committed by mistake. Okay. So sin, missing the mark, is sins committed by mistake. Okay. En dan 13 is he is the cleanser, cleansing us, cleanses those who repent or does not completely clear the unrepentant. So daar's 13. God cleans, sorry, that 13 was a little bit fast for me. God cleanses. Or even completely clear the unrepentant. Hy sê cleanses those who repent. Okay. Okay, kom ek wys gou vir julle hierdie. Ek en Barend het hierdie goed, hierdie by hom Gideon 10, 12 jaar. Toe ek met hom Gideon begin het, my eerste ding, uit my God se karakter gevra. En toe sê hy vir my, alright, toe haal hy 3 van hierdie 13 uit. 1, hy's truth, sien julle daar. Nee? Hy's loving kindness. En ek sal dit op ander dele in die skrif uithaal. En dan is hy righteous. Stem julle saam? Ja. So enige gemeente, nou kom ek by die volgende. Enige gemeente
word op hierdie skale getoets om in balans te wees. Enige plek, jou huis, jou gemeente, alles. 1, God is truth, 1, hy is truth. Wie is truth? It's the king. Hy is die koning. Wie is loving kindness? Is die priest. Wie is righteous? Prophet. Sien julle daai karakters, hoe kom dit uit? Nee. OK, kom ons kyk gou die volgende. As jy bedien in 'n plek, kan 'n skaal, of ek kyk as ek hom so maak, gou vir julle hierdie wys. Okay, sien ons dat hierdie skaal, sien julle dat hierdie skaal hang meer in die kant. So jy kan grace hê Dit as gevolg van die teken. en jy kan daar righteousness hê. So gemeente, as jy bedien, wat net grace preach, en nie righteousness nie, is ongebalanseerd. Een wat net righteousness preach, en nie grace nie, is ongebalanseerd. Jy as priester in die huis, kan nie net altyd so wees nie. Daar moet liefde wees. Jy kan nie net liefde wees nie, daar moet partykeer 'n offense wees oor reg en verkeerd. So hierdie is, en dan is die middelste een daar, is truth. En hier is truth. So nie wat jou opinie of iemand se opinie is nie, die God se woord is die waarheid. So jy kan nie waver van die woord af nie. Jy kan nie waver van loving kindness nie. Jy kan nie waver van righteousness nie. So net in die kort en die lank, daar's ander dele wat ek nog kan inbring. Ek moet net terugkom, ek het hierdie goed op 'n stadium neergeskryf. Kan jy nog van hulle onthou, Baron? Van hierdie loving kindness, alright, 'n priester, die pastoor, as ek dit so kan stel, die herder moet loving kindness hê. Dis die hart, jy moet 'n herdershart hê. Maar aan dieselfde kant, ja, moet daar 'n profetiese voice wees, wat die lyn sny. En dan is daar, the truth is from the king. So dis hoekom, as jy na hierdie gaan kyk, dan kom die woord uit, daar wat Jesus sê, he is King of Kings and he is Lord of Lords. He is also the high priest of the order of Melchizedek. Alright, Melchi beteken king, en Tzedek beteken righteousness. Sien, daar kom die twee in. King of righteousness, Melchizedek. En as ons sê, ons is priesters van Melchizedek, dan moet jy al twee wees. King, en hy sê dan Openbaring vir ons, die woord sê, you are kings and priests. Hy is die high priest. Ja, maar nou, hoe moet ons nou die priest wees? Nee, daar's 'n verskil tussen 'n high priest en 'n priest. Die high priest het een keer en vir altyd ingegaan om vir jou sondes te betaal. So Aaron was die hoëpriester, maar Aaron se seuns was die leviete. Hulle was die priesters, Kohanim. Maar die verskil is, hulle kon nie ingegaan het een keer 'n jaar nie. Hoe kan ons nou 'n priester wees of die rol ons Nee, jy moet dit aanvaar. Jy moet dit aanvaar. of rol. Jesus is made you kings and priests Ja, to kom ons rule in his kingdom, Revelation.
Revelation 1:5, 15:16. Ja, Kom ons 5 kyk. verse 10. Kom ons kyk gou daai. And priest to rule. Daar's hy. And from Jesus Christ is the faithful witness. Faithful is truth. sien julle dit? Nee. And the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and was with his sins, and he made us kings and priests. Hy, nie ons nie. Nee, maar jy kan Jy jouself is teenwoordiger. nee, maar jy Dis soos die gift wat die Here jou gee. Ja. Hy gee jou die ability om te rule. 'n Koning kan net rule met authority. As jy nie jou authority gebruik nie, dan werk jy nie in jou koningskap nie. Ja. Maar dan kan jy niks doen nie, verstaan jy? Dan is jy eintlik 'n waste. Maar dis hoekom Here jou sê, ek maak jou koning 'n priester. En hy sê, and where a king ek gaan hom speaks, nou there's power. dis nou dankie. And who will rule you? You speaking is, you speaking freely. Okay, Yes, voor maar jy represent hom ons. Ja, maar jy is net follower, he is nothing more. Oh, you much Almal sê dat jy's you are much more. Nee, hulle sê dan Petrus sê dan ek is net 'n diensknegt van Jesus Christus. Ja, maar jy begin- Ek is die koning van Nee, Jesus. maar hy begin as 'n bondslyf. Ek sal nou Hy sê sal I'm met jou a uit. prophet. I'm not nothing more. Nee, hy started with a bond servant in the same way. Wanneer hy die brief skryf, begin hy nie om te sê, hoorie, ek is dokter, pastoor, profeet, apostel so en so nie. I'm nobody. Hy begin om te sê, I am the bond servant, want hy het geweet dis hoe hy sê, maar hulle weet reeds wie hy wat sy Paulus het autoriteit. gesê ek is 'n slaaf, gevang. Dankie, maar hy moes hom so oordra aan die mense, dat Yes, hulle ja. hom Psalm 32. Kom 5:1. kom ek wil julle gou twee goed wys wat uitvloei uit is Exodus 34, twee goed. En hierdie loop deur die skrif. En dis die karakter van God en dis die karakter van Jesus. Ek gaan nou vir julle hierdie wys. 1. Psalm 32, Dawid skryf die volgende. Blessed is the man who's Ons moet net roem en hom sien. Dis nie jy. Dis mos 'n gift from above. ja, ek stem heeltemal, jy's heeltemal reg. So jy verstaan, jy's die een deel. Blessed is he who Blessed is he who transgressed the transgression. Sien julle daar, blessed is he whose transgression is forgiven. Sien julle? Dawid, Psalm 32. Whose sin is covered. Blessed is man who the Lord imputeth not iniquity, in whose spirit there is no guilt. Sien julle, daar praat hy van sin, transgression and iniquity. Alright. Dan in Matthew 23. Hierdie het ons gedoen. Hier is Jesus se karakter. Hier praat hy met die Fariseërs. Ek kom baie toe ons daai jare hier goed gedoen. Kyk gou wat sê hy. Woe unto you scribes and Pharisees. Hy praat met die godsdienstiges. Hy slim is. Ja. Hy sê, you pay tithe, mint and anise, cumin and have omitted the weightier matters. Hy sê, julle betaal tiendes. En dis alles wat julle doen. But you omitted, you have transgressed. Hy sê, julle vergeet van hierdie weightier matters. Nou kyk wat sê hy daar. The law, the judgment, and the mercy, and the faith. So, the mercy is love and kindness. Sien julle hom daar? Mercy is love and kindness. Is gesed. Kyk gou regs. Wat staan daar? The judgment, the kindness, sien julle daar? Kindness is mercy. And the faith. Wat is faith? It's truth. Daar kom die 3 weer in. Righteousness, judgment is righteousness. Love and kindness is mercy. And then the truth. Hier kom hy en hy sê, these have done and you have not leave undone. So hierdie is die gewigtiger sake van God se koninkryk. Julle kan baie keer as julle na
Prophet luister, as hy luister, dan sy boodskappe. Daar's altyd die balans wat hy inbring. Jy kan 'n ander gemeente, as jy is, dan gaan luister julle, is daar balans. Daar's gemeentes in Bloemfontein wat vir jare net wat noem hulle hierdie grace message, prosperity, net jams meer. Daar's nie, Alles konfyt met die saak. ja, Kom feit wat? Met die saak. amen. Alright. Okay. Kom ons sluit af. Kyk hier so Ja. sê die Here, né? Because as he is, so are we in this world. 1 John 4:7. Die Here wil hê ons moet oprou. Hy maak jou Jesus. Daar's nie 'n verskil tussen jou en hom. Ek weet, maar ek sal net roem en hom nie. Nee, maar jy moet in hom beroem. Jy kan Die Here nooit, sê hy kry al die eer. ja, Jy doen net die werk, dis al. ja. Yes, ek verstaan wat jy sê. Maar sal nie dit sê. Dirk is reg, maar al wat jy moet weet, Dirk, onthou net een ding, alles wat jy doen, Ek sal altyd aanbal. Ek sal nie dit sê. Because Maar nie vir my. nee, maar jy moet sê, Daai karakter is om hom te doen. okay, maar al wat jy sê is, Net te doen. al wat jy moet weet is, nie jy nie, maar dis Christus in jou. Ja. Christ in you. Christ in you. Maar onthou, Christ in you made you a king and a priest. ja, So, make God, he made us maar gods. as jy kan dit nie nou by jou werksmense gaan verkoop. I'm a servant of God. You are a bond servant, nie 'n servant nie. You are a bond servant. Gevangene. Ja, jy's 'n liefdesslaaf vir altyd. As ek jou kop vat, is jou hand jou naam. Jou voet jou naam. Of course, dis mos jou liggaam. Almal behoort aan jou. So as ons in Christus is, dan is ons klein Christusies in sy liggaam. Ja. En ons doen soos wat hy doen. Ja. Die fullness wat hy het, het ons. Die sy DNA is ons DNA. Sy bloed is ons bloed. Amen. Yes, ons sit Saam met hom. Plekke. So as ons praat ons namens hom. Hy werk deur ons, praat deur ons, operate deur ons. Easy. Hy's gees. En die God ander bless. ding is, die laaste ding is, jy sal weet, daar's sekere autoriteit om goed wat jy gee, wat jy nie by jou werksmense, jy kan nie nou daar instap en sê ek is 'n koning en priester nie. Hulle gaan dink, hoorie, maar wie het jy nou geword? Verstaan jy nie? So daar's sekere plekke wat jy seker goed kan sê en ander plekke waar jy net stil bly daar. Discernment. Ja. As jy autoriteit gee, is dit nie vir die wêreld om te weet wat hy jou, wie het hy jou Ja. gemaak nie, is vir jou om dit uit te leef. Ja. Amen. Hulle moet die vrugte pluk. Ja. Alright, dankie Vader vir hierdie oggend. Ons kom seël af onder die bloed van Yeshua Messiach. Dankie vir u goedheid en guns, dankie vir u woord. Dankie vir hierdie attributes wat u vir ons gee. Ons wil u loof en prys. Dankie vir die karakter van oorvloedige liefde, oorvloedige genade. En dankie dat ons weet u is op die troon vir altyd en ewig. En ons prys en ons loof in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Thank you very much, sir.